Ons gaan net na die amen, na die seën. Vir die vraag net 'n oomblik te sit, dan wil ons net 'n paar praktiese reëlings tref. En Anton het 'n toespraak wat hy wil afsteek hier voor ons. So ons gaan net vir hom ook die geleentheid gee om dit te doen. So hy is baie welkom vanmôre by ons. Elkeen ook dan vir al die besoekers. Dis so 'n paar mense wat ons net nou met die hand persoonlik sal gaan groet, maar ek is so bly jy is almal hier en het moeite gedoen om hier te wees. Vreeslik baie dankie daarvoor. Ons waardeer dit, elkeen van u. U is so welkom en ons hoop u ervaar ook iets van ons gasvryheid en ook iets van die dankbaarheid wat ons het in hierdie môre in ons harte teenoor die Here wat vir ons goed is. Ek vra u aandag vir 1 Tessalonisense, dis die 5de hoofstuk. En hier skryf Paulus, en ons gaan so vinnig kyk na die twee groot teoloë van die Bybel, daar's 3. Dis Johannes, die skrywer van Openbaring en die Evangelie, dis Paulus, die skrywer van die briewe, en dan is ook die skrywer van Hebreërs. En die Hebreër, die teoloog, staan die naaste aan ons omgewing en ons omstandighede vandag. Net nou iets meer daaroor. Paulus skryf vir ons in 1 Tessalonisense 5. Hy sluit eintlik sy brief af. Ons gebruik dit vanmôre as inleiding tot ons erediens. Sorg dat niemand kwaad met kwaad vergeld nie, maar streef altyd na wat goed is vir mekaar en vir alle mense. Wees altyd bly. Bid sonder ophou en wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. Mag die Here vir ons bo alles vanmôre dankbaarheid in ons harte gee. Dis iets wat 'n mens kan wees. Dis iets waaroor 'n mens kan besluit. Al het jy min, al het jy te veel, al het jy net genoeg. 'n Mens kan besluit vir dit wat ek het en is daar genoeg rede voor om te sê dankie. Kom ons sê dankie by hierdie looffees waar ons die Here dankie sê dat ons hom kan dien en sy kinders kan wees. Ons is die gemeente van Noorderharts, ons is kinders van die Here. Dis ons belydenis in Christus wat ons saambring. En daarom vir u elkeen vanmôre baie formeel en met groot erns mag die Here vir u welkom laat voel. Genade vir u en vrede van God ons Vader, van die Here Jesus Christus ons Here en Verlosser en van die Heilige Gees in en by ons. Amen. Ons het 'n bietjie moeite gedoen met die sang en ek hoop tog so ons kan lekker met mekaar saam sing. Ek dink ons gaan saam sing. Ons het lank laat Steven hulle 'n bietjie sing. Maar ons moenie dink dat ons God kan beïndruk nie. Nie met ons afkeer aan sonde nie. Nie met 'n poging tot 'n mooi lewe nie. Niks. Die Ou Testament sê ons beste poging is soos 'n stukkende stuk vuil lap wat maar net weggegooi kan word. Maar God spreek ons vry. Ons lees in Hebreërs 9, die aangrypende onbekende teoloog, derde teoloog van die Bybel, skryf hy, as hy in sy 9de hoofstuk praat oor die nuwe verbond, oor die verlossing van die Here. Dan skryf hy op aangrypende wyse daar in vers 10, dit het net gegaan, die ou wet, gegaan oor drank en verskillende reinigingsrituele, bepalings vir die liggaam wat opgelê is tot dit op die bestemde tyd van regstelling. Christus het egter gekom as hoëpriester van die goeie dinge wat nou verwesenlik is. En hy het deur 'n uitnemender, meer volmaakte tabernakel beweeg wat nie deur mensehande gemaak is nie. Dat wil sê, wat nie van hierdie skepping is nie. Daarom sal dit nie wees soos die verbond wat ek met hulle voorouers gesluit het op die dag toe ek hulle hand gegryp het nie. Dit is dan die verbond. Ek sal my wette in hulle verstand gee. Ek sal dit op hulle harte neerskryf. Ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal my volk wees. Ek sal genadig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes sal ek glad nie meer dink nie. Op grond van die woord van die Here
die Here dink nie meer aan u en my sonde nie. As ons koes wegkruip agter Jesus en vir hom sê dankie. Dankie vir die offer wat u gebring het. Dan vergeet God van ons sondes. Hou op daarom om met skuldgevoelens te lewe. Gaan lewe reg. Gaan sê dankie. Doen dit teenoor die Here en doen dit teenoor ander mense. Moenie iets daarmee probeer verdien nie. Christus se verdienste is volledig, volmaak en vir ewig. Dit geld vir u en my. Om dit aanvaar en te beleef, kom ons sing lied nommer 417, kan maar net so bly sit. Ons sing 2 verse daarvan. Voordat ons uit die woord van die Here met mekaar saam lees, gaan ons eers saam bid. Ek gaan vir die voorin 'n kort gebed en daarna kan u deelneem aan die gebed. Dan sing ons lied nommer 442. Ons sing dit altyd hier in Pinkstertyd, 'n gebed om die opening van die woord, dat die Here ook dit vanmôre sal laat gebeur. Die wonder dat hy nie stil bly nie, maar dat hy praat in hierdie tyd deur sy woord met elkeen van ons. Kom ons raak stil, jy kan net so bly sit. Here, in die stilte van hierdie laatoggend, op 'n dag wat ons gebruik om te rus, 'n dag wat ons wil wy aan diens aan u, 'n dag waarop miljoene mense na kerke toe gaan om u woord te hoor en met u te praat. Vra ons saam met al u kinders, praat ook met ons vanmôre. Here, ons het soveel om voor dankbaar te wees. Dankie. Dankie dat ons dit in woorde kan bring vanmôre en help ons ook om dit in dade om te sit as ons hier uitstap. Dankie dat ons net nou kan gaan saam eet. Dankie vir al die gawes en u seëninge. Ons verdien niks. Ons is rebelle. Maar u het ons lief gekry toe ons nog sondaars was. Daarom het ons nie regtig die woorde nie. Maar dankie. Ons bid vir hulle wat ver van u af leef. Ons bid veral vir hulle wat u naam minag. Wat dink en glo dat hulle selfsorgsaam is. Here, ons verstaan nie alles nie. Ons verstaan nie eers die wêreld waarin ons leef nie. Ons kan u nooit begryp en beskryf en verstaan nie. Maar ons kan buig in aanbidding. En ons kan vir u sê, en ons kan bely vanmôre, dat ons glo. Kom dan ons klein en sukkelende geloof tot hulp. Ook as ons nou na u woord luister, ook as ons net nou ons hande uitsteek en as ware in die geloof aan u wil vat. Dankie daarvoor. In die naam van ons meester, die een wat van die almagtige God ons Vader gemaak het. Hy wat uit vrye keuse gesê het, ek wil julle broer wees. Kom wees my familie. Hier is ons Here in u teenwoordigheid. Amen. As u Bybels by u het, dan of hier op bladsy 264 in die Bybel wat ek voor my het, is die brief aan die Hebreërs. Ons gaan daarvan uit die eerste hoofstuk, die eerste 4 verse met mekaar saam lees. Ek het iets heel ander begin voorberei, maar soos jy nou weet, het ons so 'n studiegroep in die Noord-Kaap wat vir ons help met skrifuitleg en dat ons 'n bietjie ook 'n ritme kan kry en gemeentes met mekaar kan saamwerk en saam ook na die Bybel kyk en lees, 'n tipe van 'n leesrooster en preekrooster. En ons hou daarvan en ons probeer daarbey inskakel, want ek en Steven tree dikwels ook in ander gemeentes op en dan wil mense ook soort van
nie vir hulle verras met nuwe dinge of uit pas uit wees met wat hulle mee besig is nie. Ek dink dit vat ook mooi pos. En toe is die skriflesing van hierdie Sondag uit Hebreërs, hierdie gedeelte, bietjie in 'n groter konteks. En dit het my so aangegryp weer toe ek dit lees en toe op 'n besondere manier is dit juis van pas. Wanneer ons lofofferfees ook vanmôre met mekaar saamhou. En ek sal hopelik vir u kan sê waarom ek dink dis besonder van pas. Maar kom ons lees net eenvoudig, ter inleiding kan ek net vir u sê, ons weet nie wie die Hebreërs geskryf nie, maar ons weet dis 'n deurleefde, pragtige kind van die Here. Dis ook geskryf aan mense wat baie soos ons is vandag. Dis mense wat nie met hulle eie oë vir die Here Jesus gesien het nie, met hulle eie fisiese ore geluister het na hom nie. Dis volgende geslag Christene. Dis mense wat terugkyk. Dis daai mense vir wie Jesus gebid het. Ek bid vir hulle wat my nie gesien het nie, maar wat tog glo. En die lewe in hierdie tyd was nie maklik nie. Ons vermoed dat hierdie brief ook ontstaan het in dieselfde tyd as wat Openbaring vir ons vertel van die vervolging wat plaasgevind het. Daar was 'n keiser met die naam van Domitianus, uiters waarskynlik een van die wreedste keisers wat die Christendom ontsettend vervolg het. Dis byna onbeskryfbare wreedhede wat gepleeg is teen Christene, ook teen ander mense daardie tyd, maar veral teen die kerk van die Here. En dit het swaar gegaan. Baie Christene het gesterf in die tyd, baie het bekommerd geword, baie het selfs ongelowig geword. Ons tyd is daar baie vervolgings, die duiwel is nog steeds lustig, die bose magte wat die Bybel ons teen waarsku, verlei mense op allerlei maniere, vreemde leringe, selfs dring die kerk binne en probeer die kerk verskeur op 'n manier, en in 'n sekere sin is dit baie keer goed as die kerk 'n bietjie onder beleg is. Is dit goed dat daar vals dinge van die kerk gesê word? En dit gebeur net in Suid-Afrika, dit gebeur oor die hele wêreld. Wat interessante debatte wat by ons en in ons NG Kerk aan die gang is ook debatte wat in baie ander kerke heers. Baie ander lande worstel maar met dieselfde vrae. Want ons leef in 'n wêreld wat toenemend vyandig raak. Toenemend soort van post-Christelik raak. Mense wat so onafhanklik, so selfstandig raak, dat hulle sê, vat net die godsdienst uit my lewe uit. Ek het dit nie meer nodig nie, dis vir kinders, dis vir naïewe mense. Ek dink die Hebreërboek is in besonder van ons geskryf. En ek het nou reeds vir julle gesê, daar is eintlik 3 Bybelskrywers wat vir ons wys op die implikasies, die betekenis van Jesus Christus se werk. Jesus het niks geskryf nie, niks. Hy het toevallig net op die grond geskryf, en dit weet ons nie wat hy eers daar geskryf nie. Hy het niks geskrewe dokumente nagelaat nie. Die Heilige Gees het ander mense gelei om dit wat Jesus gedoen het vir ons eintlik in ons harte en in ons verstand te kom indra. Vir Paulus ken ons goed, hoogs intelligent, deurleefde mens, vlamskerp, baie geleerd. Vir Johannes ken ons goed, die apostel van die liefde, maar die klem 'n bietjie op 'n ander plek lê. En die een wat die minste erkenning kry, as waarskynlik die skrywer van die Hebreërboek. 'n Tweede geslag of 'n derde geslag selfs Christen, wat sê ek het maar by ander mense gehoor van hierdie Jesus. Ek het by ander mense geleer van hierdie Jesus. Maar kom ek sê vir julle, wat dink ek is die toepassing van Jesus in ons tyd? Hoopelik kom ons weer terug na hierdie Hebreërbrief toe, maar kom ons lees net die eerste 4 verse heel aan die begin van hierdie boek. Dan gaan ons net 'n paar gedagtes met mekaar wissel daaroor. Bladsy 265-66, Hebreërs 1 vers 1. In die ou tyd het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar in hierdie eindtyd het hy met ons gepraat deur sy seun. Hom het hy aangestel as erfgenaam van alle dinge. En deur hom het hy ook die wêreld geskep. Hy is die uitstraling van God se heerlikheid en die ewebeeld van sy wese. Hy hou alles in stand deur sy magtige woord. En nadat hy die reiniging van sondes bewerk het, en hy gaan sit in die regterhand van die majesteit in die hoogtes. Hy is hoog bo die engele verhef. Net soos wat hy 'n naam geërf het,
wat uitnemender is as hulle sin. En dan, terwyl jy die Bybel oop het van vers 5 af, is dit 'n loflied, 'n jubeling tot eer van die Here. Wie is hy? Wie is hierdie Here Jesus? En na 'n kort vermaning om in die geloof in hom te bly, kom hy by hoofstuk 2 vers 5 en heeltemal tereg is die opskrif in die nuwe vertaling, Jesus, broer van mense. Jesus, die broer van mense. En ek wil net hier 'n paar versies vir u lees waaroor die mense geskryf word. Want hy het die komende wêreld waarvan ons praat nie aan die engele onderwerp nie. Maar iewers het iemand dit uitdruklik bevestig en gesê, wat is die mens dat u aan hom dink? Of die mensekind dat u na hom omsien? U het hom vir 'n kort rukkie minder gemaak as engele en hom met heerlikheid en eer gekroon. U het alles onder sy voete gestel. En dan onder die laaste deel van vers 11. Om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle, dis nou een ek, sy broers, en ons kan bysit met vrymoedigheid en susters. Om hierdie rede is Jesus nie skaam om vir u en my sy bloedfamilie te noem nie. Jesus nie skaam nie. Die Hebreër skrywer skryf aan mense wat in die moeilikheid is. In ons taal sou ons sê, hulle moes 'n sielkundige gaan sien, of ten minste 'n dominee, want hulle het berading nodig. Dit gaan swaar met hulle. Hulle is moedeloos, sonder antwoorde, dalk selfs 'n bietjie ongelowig. En dan is die eerste les wat die Hebreër skrywer vir ons gee. Ek gaan nie met julle praat nie. God praat met julle. Hy het dit in die verlede gedoen op baie maniere en hy doen dit steeds vandag nog. Hoor jy dit? God het toch nooit opgehou praat met sy kinders nie. Maak oop die Bybel. Maak oop die hart. Maak oop die verstand. Luister, want God praat nog steeds. Die tweede les van die Hebreër skrywer vir ons leer is dat God het alles vir Jesus as erfenis gegee. Alles. Kan maar weer gaan lees wat dit alles is. Alles in op die aarde, alles in die hemel, alle mag en majesteit, alle roem en heerlikheid is op Jesus Christus afgelaai. Hy is God se uitverkore, prominente, ewige erfgenaam. Hy, Jesus Christus. Lekker om sulke familie te hê, nee. Multi-biljonair is nie die regte woord nie. Dis nog te min. Maar die derde les wat die Hebreër skrywer vir ons vanmôre gee is, Jesus deel sy erfenis met sy hele familie. En wie is daardie familie? Hier sit ons vanmôre. U en ek. Dankbaarheid. Die rede vir ons bymekaar kom vanmôre om vir die Here te sê dankie dat hy praat. Dankie dat jy Jesus verhef het en dat hy ons broer is. Dankie daarvoor. Dankbaarheid. Iets wat 'n mens moet wees. Maar iets wat 'n mens ook kan wees, kan kies om dit te wees. Of vir die twee kort verhaaltjies vertel. Beide is gegrond op werklike gebeure. 'n Man het 'n baie slegte dag gehad. Bietjie verslaap, mors koffie op sy hemp, nog die kinders by die skool gaan aflaai. Sy 3-jarige seentjie by die kleuterskool gaan aflaai. Hy's laat vir die werk. Hy mors koffie op sy hemp en hy moet nog 'n nuwe hemp, 'n skoon hemp aantrek. Hy's gefrustreerd. Hy ry in die verkeersplate op 'n besige snelweg. En so waar om alles te kroon, dat hy 'n pap wil.
Hy geweet die wiel is nie reg nie. Hy het hom gister by die werktuigkundiges gehad om te sê, en vir hulle gesê, maak reg die wiel. Papa se wiel. Hy klim uit en hy begin en hy maak sy klere vuil en hy sukkel om die spaarwiel uit te kry en die wiel om te ry en so aan. Met eens hoor hy 'n voertuig geweldig rem. En hy kyk om die motor en sy 3-jarige seentjie stap oor die snelweg. Hy het op 'n manier uit die kar uitgekom. En hy is besig om tussen die karre in te stap. Hy kan enige oomblik doodgery word. Hy vlieg op. En hy hardloop en hy probeer. En in lewensgevaar gryp hy sy kind. En deur die genade raap hy hom op en hardloop met hom weer van die pad af. En toe hy langs die kar staan, kom hy by die besef en hy het self die getuienis daaroor gelewer. Met eens het die lewe vir hom heel anders gelyk. Want alwaarvan hy op daai oomblik bewus was is, dankie liewe Here dat my kind leef en ek hom kan hou vas. Met eens is die vuil hemp en die vuil klere en die woede van die werktuigkundige en al die ander goed wat hom frustreer en sy lewe bederf het tot op daardie stadium, is met eens van geen waarde nie, nutteloos, vergete. Wat het sy lewe verander in daardie oomblik? Dankbaarheid. Daarom dat groot skrywers in die verlede gesê het, dankbaarheid is die moeder, die bron van alle deugde. As 'n mens werklik dankbaar is, dan kan jy gasvry wees. As jy werklik dankbaar is, kan jy vrygewig wees en nie kwaad bly vir ander mense nie. As jy werklik dankbaar is, kan jy opreg vergewe. Dan kan jy droom. Dan kan jy sonder voorwaardes uitdeel. Dan kan jy geduldig wees. Dan kan jy nederig bly. Dan kan jy sing en bid, die Here loof. Dan kan jy lewe, want jy is dankbaar. Dankbaarheid verdring al hierdie ander goed wat ons lewens versuur en wat ons negatief maak. Die bron van alle deugde. Luther sê op 'n stadium, hy het gesoek na die beste prediker. Hy het die gewoonte gehad om op sy vensterbank waar hy gesit en werk het, krummels te gooi. En hy het 'n voeltjie wat ons deesdae Jan Frederik noem, ek weet nie of wat in Duitsland dieselfde naam gehad het op daai stadium, maar 'n voeltjie het mak geword. Hy het so gewoond geword dat hy kom soek het na die krummeltjies op die vensterbank. En Luther sê, en hy let eendag op en hy kyk na die voeltjie en hy sien hy kom pik daar die krummels en toe hy genoeg geëet het, toe vlieg hy weg en hy gaan sit in 'n boom so eentjie van sy huis af. En hy begin sing. Hy sê op daardie oomblik het daardie gesang van daardie Jan Frederik vir hom geklink soos 'n lofgesang vir die Here. Hy sê en toe hy klaar gesing het die voeltjie, toe druk hy sy kop onder sy eie vlerken. En toe slaap hy. Toe rus hy. Want hy weet hy het genoeg vir vandag. En daar sal weer genoeg wees vir môre. Hy was dankbaar. Dankbaarheid. Onthou, as die skok minder word, as jy iets kosbaar kan red, wat dankbaarheid is. Onthou die voeltjie wat met so min tevrede is, wat nie werk nie, wat nie arbei nie, maar vir wie God sorg. Kyk nie na die natuur. Ons God is in beheer. As Paulus aan die Filippense skryf, terloops, ons het net nog gelees uit 1 Tessalonisense, wat waarskynlik die eerste brief is wat Paulus geskryf het. En as ons nou lees uit Filippense, dan is dit die laaste brief wat Paulus waarskynlik geskryf het, kort voordat hy tereggestel is. En dan skryf hy in die voorlaaste perikoop amper van hierdie hoofstuk, skryf hy, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle
Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Moet oor niks bekommerd wees nie. Maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking en dan met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak. My broer en suster, mag u en ek, elkeen, baie dankbaar wees. En uit daardie dankbaarheid 'n lewe lei wat God se lof besing. Tevrede. God sorg. Hy het gesorg. En hy sal sorg. En aan hom die eer.